Geliefdes, ons kom vandag by Openbaring hoofstuk 7. Ons gaan weer in die Pinkstertyd bietjie dieper delf in die briewe. Ons het reeds gekyk in die eerste hoofstuk hoe die hele boek saamgevat word deur daardie openingsverse. Dat elke aspek wat verder in die boek bespreek word en beskryf word, genoem word in hoofstuk 1. Ons het gesien in hoofstuk 5 die geestelike aankoms van Christus in die hemel na sy hemelvaart en hoe hy die een is wat Johannes sien by die boekrol oopmaak, by die geskiedenis laat ontvou volgens God se raadsplan. En die 7 seels wat dan gebreek word van hoofstuk 6 af beskryf, en elkeen van die 7 seels is 'n oordeel-uitspraak. In hoofstuk 6 vorder ons tot by die 6de seël. En voor hy die 7de seël hanteer, is hierdie tussenwerpsel van hoofstuk 7 daar, waar hy antwoord gee op die vraag waarmee hoofstuk 6 afsluit. Hoofstuk 6 sluit af met hierdie pla en die groot verdrukking sal so erg wees, dat mense sal bid, dat 'n berg op hulle val, dat hulle eerder verpletter word, verbrysel word as wat hulle deur hierdie pyn en lyding hoef te gaan. En ons gaan 'n paar vrae beantwoord vandag oor. Wat is die groot verdrukking? Dit praat ook oor die Satan van weggrawe. Gaan almal dit deurgaan of is daar sommige wat die Here gaan wegruk, dat hulle nie deur die verdrukking hoef te gaan nie? En dan lees ons vandag van vers 9 tot vers 17. Daar word gepraat van 2 groepe in Openbaring 7. In die eerste deel word daar gepraat van 144.000. En ons gaan vandag hoor wie is hierdie 144.000. En dan word daar gepraat in die tweede deel van vers 9 af van 'n menigte wat ontelbaar is. En ons gaan hoor wie dit is. Maar die vraag wat aan die einde van hoofstuk 6 gevra word, ons hoor met hierdie 6de seël wat oopgemaak word daar gesê in vers 16 dat mense bid, val op ons en verberg ons vir die aangesig van hom wat op die troon sit en vir die toorn van die lam, want die groot dag van sy toorn het gekom en wie kan bestaan? So die vraag is, in die oordeelsdag, wanneer die Here weerkom, wie sal kan bly staan? En die vraag raak persoonlik, sal ek dit maak? Kom ons hoor wat sê die Here. Nadat ons saam gelees het, gaan ons saam bid. Openbaring 7 vers 9. Na hierdie dinge het ek gesien en kyk, daar was 'n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale. Hulle het gestaan voor die troon en voor die lam, bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande. En hulle het met 'n groot stem geroep en gesê, Heil aan ons God, wat op die troon sit en aan die lam. En al die engele het rondom die troon en die ouderlinge en die 4 lewende wesens gestaan. En hulle het voor die troon op hulle aangesig neergeval en God aanbid en gesê, Amen. Die lof en die heerlikheid en die wysheid en die danksegging en die eer, die krag en die sterkte aan ons God, wat tot in alle ewigheid. Amen. Toe het een van die ouderlinge gespreek en vir my gesê, hulle wat bekleed is met die wit klere, wie is hulle en waarvandaan het hulle gekom? En ek sê vir hom, my Heer, U weet dit. En hy sê vir my, dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom. Hulle het hul klere gewas en hul klere wit gemaak in die bloed van die lam. Daarom is hulle voor die troon van God en dien hom dag en nag in sy tempel. En hy wat op die troon sit, sal sy tent oor hulle oopspan.
Hulle sal nie meer honger en nie meer dors hê nie. En nooit sal die son of enige hitte op hulle val nie. Want die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wei en hulle na die lewende waterfonteine lei, en God sal alle trane van hulle oë afvee. Net tot sover ons skriflesing, mag die Here verheerlik word deur die verkondiging van sy woord. Kom ons bid saam. O Vader in die hemel, aan U die lof en eer en dank van ons harte. Ons wil U groot maak en verheerlik. Ons wil U lof besing. Ons wil ons harte verenig in gebed. En wanneer ons oopmaak, ons monde oopmaak met lofliedere, wil ons U groot maak met ons stemme. Dankie Here vir die krag en gesondheid dat ons het om hier te kan wees en saam U te kan aanbid, U woord te kan hoor, kan indrink. En ons gebed is dat U woord ook in ons harte skryf en ons gehoorsaam maak, dat ons daaruit sal lewe. Ons krag sal put, ons troos en ons hoop daaruit sal put. Dat ons lewens gekenmerk sal word deur die woord. Dat ons beginsels waarvoor ons lewe en wat ons dryf vanuit die woord kom. Here Jesus, ons dink in die besonder aan hulle wat nie die voorreg het om vandag hier te wees nie, wat 'n brandende begeerte het, maar wat siek is. Ons dra daar nie op en ons gebed is dat U genesing skenk. Dat baie gesinne is, Here, waar daar siekte is ons gebed dat U ook in hierdie tyd ons en ons kinders ontferm en dat U genesing gee. Here Jesus, ons dink aan hulle wat kankerbehandeling kry, wat in die hospitaal is, en ons vra dat U met elkeen sal wees wat U hulp en die bystand nodig het. Ons dank U, Here, dat U nie net ons siele vir die ewige lewe verlos nie, maar ons liggame ook aan U behoort. Daarom bid ons om genesing. En weet ons, Here, ons lewens, ons toekoms is in U hand. En dit is ons gebed dat U elke gesin sal bystaan, waar daar ernstige siekte is, en ernstige behandeling gegee moet word. Here Jesus, ons dink ook in die besonder vandag aan ons huwelike en ons huisgesinne en ons moeders. Here, U hoor ook, vanoggend is daar gebid vir die vergete moeders. Vir hulle wat ergens dalk in 'n ouerhuis sit wat niemand het, wat dank en eer en respek om bewys. Here, ons loof U dat U self dit so beskik het. Here Jesus, dat U na U mensheid ook 'n moeder gekies het. Iemand wat dan die wonderwerk beleef het dat sy geboorte kon skenk en uiteindelik hom kon aanbid as haar verlosser en saligmaker. Menslikerwys is dit onverstaanbaar, maar dis die wonderwerk, Here, waarvoor ons U eer. Maar vandag dank ons ook U ook vir die liefde wat U in die harte van ons moeders uitstort. En dat ons dit sien en dat ons weet die toewyding en die liefde kom van U. Here Jesus, ons bid in die besonder vir hulle wat uitdagings en probleme beleef. Here, ons vra dat U met ons kinders sal wees, waar daar toetsies geskryf word en die uitdagings van die sport en die akademie en al die sosiale dinge. So ons gebed, Here, ontferm U oor ons kinders en wil U besonder by die verbondsonderrig U woord vir hulle ook breek. En ons vra dat U die onderrig daar seën. Here Jesus, skryf nou U woord in ons harte en maak ons gehoorsaam. In U naam bid ons dit. Amen. Een vraag wat 'n mens soms vir jouself vra, wat jy probeer uitpleis is, hoe gaan dit wees in die hemel? Hoe gaan dit lyk? Wat gaan ons doen? Maar nog 'n meer dringende vraag as dit is, gaan ek dit maak tot daar? Kan enigiemand seker wees dat hy op sy hemel toe gaan? En die Bybel gee baie duidelike antwoorde hierop. Een daarvan is hierdie pragtige hoofstuk wat ons troos. Die vraag, wie sal kan bestaan met God se oordeel? Wie sal kan staande bly deur die groot verdrukking tot by die hemelse heerlikheid? Beantwoord hierdie gedeelte. Dis die preektema vandag. Die preektema is
Die Here Jesus hou sy kinders staande tot in die hemelse heerlikheid. Die Here Jesus hou sy kinders staande tot in die hemelse heerlikheid. En ons gaan kyk vanuit 3 perspektiewe. Die eerste is, die Here Jesus hou sy kinders staande deur die groot verdrukking. En dan gaan ons kyk na die Here Jesus wat sy kinders staande hou deur sy reinigende bloed. En laastens gaan ons ook kyk hoe die Here Jesus sy kinders staande hou in die hemelse heerlikheid. Hierdie hoofstuk sluit aan by hoofstuk 6 wat praat oor die rampe, die oorloë, die hongersnood, die pes en die martelaarskap wat elkeen van daardie seels vir ons duidelik maak. Dis dinge wat op aarde gebeur. Net verlede kant het in sy preek so gestel. Dit klink so 'n normale dag op die aarde. Want ergens is daar mense wat doodgaan van die honger. Ergens is daar mense wat in oorloë is, wat daardie beproewing beleef. Ergens is daar mense wat siek is. Kyk, vinnig terug na die coronavirus en hoe dit die hele wêreld omgekeer het. Ons het nie gedink in ons tyd en dag met al die wetenskap en tegnologie gaan so iets moontlik wees nie, maar wat 'n impak het dit nie net gehad in Suid-Afrika, ons eie bestaan en werk nie, maar op die hele wêreld. Nou is die vraag, maar is hierdie groot verdrukking eendag iets wat gebeur, wat op pad is? En die antwoord is eenvoudig. Die Bybel sê vir ons, hierdie dinge gebeur van die dag dat die Here Jesus opgevaar het na die hemel totdat hy weer kom. Ons is nou in die groot verdrukking. Elke keer as daar 'n tsunami is, en elke keer as daar 'n pes is soos die coronavirus, en elke keer as daar 'n aardbewing is, en elke keer as daar ergens in die wêreld oorlog uitbreek, is ter herinnering, ons is in die verdrukking. En elke keer as jy siek word en op die rand van die dood is, elke keer as jy die ontwrigting ervaar, waar het vir jou moeilik gemaak word by die werk om jou geloof uit te leef, elke keer as iemand jou onreg aandoen, is dit herinnering, ons is nou in die groot verdrukking. Dit gebeur. Ons is nou daar. Daar is sommige mense wat nie kans het daarvoor. Wat hierdie uitroep, berge val op ons, verberg ons van die aangesig van hom wat op die troon sit en van die toorn van die lam. Mense wat hulle eie lewe neem, wat het nie meer kans nie. In ons tyd en dag is dit erg. Dis erg onder jong mense wat hulle eie lewens neem, dis erg onder bejaardes wat hulle eie lewens neem. Mense wat nie meer kans sien. Hierdie gedeelte herinner ons, dit gaan erg wees vir elke ongelowige wanneer die dag van oordeel kom. Die vraag is, sal ek kan staande bly? Is dit moontlik dat ek dalk ergens langs die pad soos Dawid in sonde val? En heeltemal in die genade uitval, dat ek nie meer 'n kind van die Here is nie, dat ek hel toe gaan en verlore gaan. Die troos wat die Bybel gee, is dat wanneer God ons sy kinders maak, is ons verseël. Dawid het geval, maar hy het nie uit die genade geval nie. Deur sy woord en sy Heilige Gees het die Here vir 9 maande in die hart van Dawid gewerk, dat hy uiteindelik toe hy gekonfronteer word deur Nathan sê, onmiddellik, ek het teen die Here gesondig. Psalm 51, Psalm 32, hoor ons hoe hy huil, dat hy sê, my sonde is gedurig hier voor my. Sy gewete het hom gepla. Die Here het sy sonde vergewe, dit het Nathan vir hom gesê. So vir my en vir jou is dit ontsaglik belangrik om te weet, dat die Here die een is wat sy kinders staande hou. Nou is die vraag, hier word in hoofstuk 7 vir die eerste deel gepraat van die 144.000. En daar word gepraat van elke stam van die 12 stamme van Israel. Daar word gepraat in vers 5 eers van Juda, dan van Ruben en Gad en al die stamme, elkeen het 12.000 verseeldes. Is dit nie die Israeliete wat in die hemel kom? Hoe moet ons dit verstaan?
En wie staan nou die groot menigte, wat iemand kan tel nie, waarvan ons gelees het in vers 9, is dit 'n ander groep. In werklikheid is dit dieselfde groep. Van die aarde gesien, is daar mense wat die Here uitgekies het om sy kinders te wees. En ons weet nou, Openbaring is nie 'n letterlike boek nie, is 'n boek wat beeldspraak gebruik. So die getal is nie letterlik 144.000, dis die volle getal van elke gelowige wat God uitgekies het voor die grondlegging van die wêreld. En jy sal ook sien, die lysie van die stamme is nie dieselfde as wat jy in die Ou Testament kry nie. Daar word bijvoorbeeld nie gepraat van die stam van Efraim en die halwe stam van Manasse nie. Daar word gepraat van die stam van Josef. En wat daarin het gesê word, daar is sekere mense wat deel was van die 12 stamme van Israel, wat nie die hemel gaan wees nie. Die stam Efraim byvoorbeeld, die Edomite, wat die Israeliete later geweldig skade gedoen het. Hulle gaan is nie gelowig is nie. Hulle naam is nie op die lysie nie. Maar dit staan vir die volle kerk. Elkeen wat nog ooit in God geglo het en wat nog in God sal glo, sy naam is op God se lys. En as mense dit by mekaar tel van die hemelse kant gesien, is dit 'n ontelbare skare. Dis die gemeente van God. Hierdie gedeelte herinner ons dat die Here Jesus ons staande hou deur die groot verdrukking. En nou is die vraag maar wat van die wegraping? Ons het nou die film gesien, Left Behind, waar die ou vliegtuig in die vliegtuig woets, die verdwyne ou langsomme. Dan is daar niemand om die vliegtuig te vlieg nie, en dis 'n groot krisis in. Is daar so iets? Dat mense soms net bekom verdwyn en dan sit nou die groot wegraping en sien nou mense dalk net die klere wat in die grond lê. Wat hulle bewys uit die Bybel. Hulle gebruik Bybelversies soos die versie Matteus waar daar staan, 2 sal op die land staan en werk, 1 sal aangeneem word en ander nie. Dan sê hulle wel, dit is nou, een gaan nou weggeneem word en ander gaan nou staan en ploeg. Dis die klomp sondaars soos ons wat maak. Agterbly in verdrukking sal met verdra, God gaan sy kinders bewaar van die groot verdrukking, sê hy. Dan van Tessalonisense word dan ook verwys na 'n gedeelte in Tessalonisense 4 vers 18 en verder. Mense wat nou weggeruk sou word. Die leer van die wegraping is 'n baie jong leer. Dit is nie deel van die Bybelse leer, dit is nie ons belydenisskrifte nie. Dis iets wat mense uitgedink het oor hoe hulle dink dit dalk gaan wees wanneer die eindtyd ontvou en die Here Jesus kom. Ons het nou reeds gehoor, die groot verdrukking van die dag wat Jesus opgevaar het tot met sy wederkoms. En wat die Bybel ons leer, as daar staan, 2 was op 'n land, een is aangeneem en die ander nie, sê dit eenvoudig. Daar's mense wat kinders van die Here is en ander wat nie kinders van die Here is. Sommige wat die Here uitverkies het deur sy genade en ander wat hy nie uitverkies het nie, wat in hulle sonde bly en deur hulle sonde verlore gaan, soos wat ons elkeen eintlik verdien. So die wegraping word nie onderstreep in die Bybel, want dit mooi daaroor. Die probleem van die wegraping kom in by die wederkoms. Want hulle sê dan moet die Here kom en dan kom vat hy sy kinders dan weg, dat hulle nie die groot verdrukking is nie, en dan kom hy later nou weer by die eindoordeel. So dan praat jy van 2 wederkomste, en die Bybel praat nergens van 2 wederkomste. Daar is nie 2 wederkomste, wanneer die Here sy kinders kom haal, klaar. Dis wat 1 Tessalonisense 4 vir ons leer. Dan gaan 'n dag kom wanneer die Here weer kom. Dit is die laaste dag. Nou 1 Korintiërs 15 en baie ander gedeeltes in die Bybel praat daaroor. Maar van hierdie gedeelte is dit belangrik om te weet, as hy sê, wees hierdie mense en hy sê, dis hulle wat uit die verdrukking kom, beteken dit is een ek wat in die Here Jesus glo. Ons kom uit die verdrukking. Die Here het ons staande gehou tot by die hemel. Want net deur sy genade bly ons staande. Hy vat nie sy kinders weg van die verdrukking nie, hy help hulle deur die verdrukking. Tot die dag dat hy weer kom.
Dis interessant dat hierdie vraag dan gevra word deur die ouderling. As hy nou met Johannes praat en hy sê van maar hierdie klomp mense met die witklere en die palmtakke, wie is hulle? En waar kom hulle vandaan? Wat is sy antwoord? Al wat Johannes vir hom sê is, my Heer, wie weet dit? En hoe sê hy dit? Baie keer in die Openbaring en die apokaliptiese geskrifte kry mense hierdie tipe vraag wat gevra word. Waar hy hierdie vraag vra, met die antwoord wat eintlik sê U vir my. In die lees van Openbaring het ons 'n verklaring van die beelde en weet ons min of meer hoe die eerste lesers dit verstaan het. Maar soms staan 'n mens voor die Bybel en staan jy verstaan en weet jy nie. En is dan wanneer as dan die Here kom met hierdie vraag, as die Here nie weet. Ek verstaan hierdie nie mooi nie. Soms lees jy 'n gedeelte, en jy is lang daarna, maak die Here vir jou duidelik, hoe is dit van toepassing in jou eie lewe? Wat net hy weet? Hy weet wat jy nodig het. Hy weet wat jy nodig het te weet. Hy weet wat jy kan bevat. Hy weet wat jy nie kan dra nie. Die antwoord dan wat die ouderling gee is, dit is hulle wat kom uit die groot verdrukking en dan staan daar en hulle klere gewas en hulle klere wit gemaak in die bloed van die lam. Wat beteken dit? Wat dit beteken, dit is mense wat besef het hulle sondaar mense soos mense wat vuil klere aan het en daarvan ontslae kon raak omdat hulle glo dat Jesus se offer aan die kruis ook vir hulle geld. Dit is hoe jou klere was in die bloed van die lam. As jy glo dat Jesus se offer aan die kruis ook vir jou is. Verlede keer verwys na Romeine 10 vers 9 en 10 en hoe dit vir ons hierdie sekerheid gee, kan iemand weet of hy of sy 'n kind van die Here is, daar staan. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Dus hoe jou klere gewas word in die bloed van die lam, wanneer jy sê, Jesus het ook vir my aan die kruis betaal. Hy het ook vir my sonde gelei. Hy het my rekening ten volle vereffen. Dus hoe jou lewe gewas word in die bloed van die lam. Jy leef in die kragveld van sy reiniging en van sy genade. Sy sondelose volmaakte heiligheid word vir jou toegereken, nie omdat jy 'n sondelose mens is nie, maar omdat hy in jou plek vir jou betaal het. En jy wat in hom glo, aan jou word toegeken en toegereken. Ons leef in die krag van die evangelie. Dit wat die Here beloof in die Bybel is waar ook van jou en van my. Maar dit beteken ook dat ek daagliks my sonde bely. Ons stryd in die sonde is 'n lewenslange stryd, maar dit is nie 'n hopelose stryd. Daagliks moet ek bid, Here vergewe my sonde. Ons het gelees in 1 Johannes 1 vers 8 en vers 10 dat iemand wat sê dat hy of sy nie sonde het nie, se leienaar, maak God tot 'n leienaar. Sy woord is nie in jou, want elkeen van ons veg teen sonde. En die oomblik as jy bewus word daarvan, bely dit, dat jy die vergifnis kan kry, dat hy jou kan reinig deur sy bloed. Dis aangrypend mooi, hierdie is een van die mooiste liedere in die Bybel, wat 'n hemelse lied is. 'n kykie van die fees wat in die hemel is. Die feesviering wat daar plaasvind, die lofliedere wat daar gesing word, hier is 'n ontelbare skare en saam met die engele sing die mense met wit klere en palmtakke vir die Here lofliedere. Die engele buig neer en aanbid hom en sing hulle loflied. 'n kykie in die hemel herinner ons daaraan. In die hemel lê die heerlikheid voor vir kinders van die Here. Elke keer wanneer daar verwys word na die mense en daar word verskillende woorde gebruik om dit te beskryf. Byvoorbeeld in vers 11 staan daar
Die engele het rondom die ouderlinge, die 4 lewende wesens gestaan, en hulle het voor die troon op hulle aangesig neergeval en God aanbid. En dan hoor ons die lied van die engele. Die ouderlinge, die 24 ouderlinge, saamgestel uit die 12 uit die Ou Testament, die 12 stamhoofde en 12 apostels staan vir die hele kerk. Die hele kerk was daar om God te aanbid. Elkeen wat in Jesus glo, is deel van God se kerk. En hulle aanbid. Wat hulle sing, huil aan ons God en hom wat op die troon sit en aan die lam, beteken hy is die verlosser. Hy is die wat my verlos het en ek wil hom besing. Daar word gepraat van die lof en heerlikheid en wysheid en dank en eer en krag en sterkte wat aan God behoort in die lied van die engele. Palmtakke is gebruik toe Jesus in Jerusalem ingegaan het met die donkie, het hulle dit voor hom op die grond neergesit en hulle was 'n teken van fees en van eerbied en van vrolikheid, van vreugde, van oorwinning. En iets in die hemel daarvan is ook die vreugde, wat alle vreugde oortref, is daar. Die voltooide oes is daar. Die oes is ingesamel, dis een ek, wat ook kinders van die Here is wat in die hemel gaan wees. Die Bybel praat van die volmaakte geluksaligheid wat kinders van die Here daar gaan beleef, want hierdie beeld gebruik word, hy gaan sy tent oor hulle uitspan. Hoekom het hulle tente uitgespan in die woestyn? Want die son sal jou stikkend brand, as daar nie beskerming is nie. Openbaring sê, daar gaan nie eens meer 'n son wees nie, want die heerlikheid van God sal skyn. Dis genoegsame lig. Maar die Here span sy tent oor sy kinders uit. Hulle leef in die volle geluksaligheid by hom. Daar sal nie meer honger en dors wees nie. Geen hitte wat hulle kan skade doen nie. Net die volmaakte geluksaligheid. Wat sê dit vir ons, vir die kerk vandag? Ek dink hierdie gedeelte is ontsaglik belangrik in 'n wêreld waar ons voel, joh, die kerk krimp, daar is maar min mense oor. Kyk, ons is net 60 of 80 mense in die kerk. En joh, weet jy of daar enigiemand ooit in die hemel gaan wees nie, is daar net ek en my paar maats wat in Jesus glo. Ek praat van 'n ontelbare skare. Jy moet weet, dis hoe die hemel gaan lyk, daar gaan ontelbare mense wees, wat soos ek en jy, Here Jesus, aanbid en sy kinders is. Ons kry soms die idee van, joh, dit gaan baie vervelig wees, jy gaan daar op jou wolkie sit en jou hartjie speel en gaan niks wees om te doen. Maar kyk wat sê hy in hierdie gedeelte. Hy sê ons gaan hom dag en nag in sy tempel dien. Daar gaan nie tyd wees om stil te sit nie. Daar gaan tyd wees vir diens aan God, vers 15. Hulle wat voor die troon van God dien hom dag en nag in sy tempel. Daar's werk in die hemel, heerlike werk om God te verheerlik en om te dien. Terug oor die vraag, gaan ek in staande bly? Is die Bybelse boodskap baie duidelik. Geen van God se kinders gaan ontbreek in die hemel. Almal gaan daar wees. Gaan ek dit maak? Johannes 10 vers 28 sê die Here Jesus vir ons sy skaap, hy sê, en ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Dis God se belofte, dat hy sy kinders sal besorg en staande hou tot in die hemelse heerlikheid. Jou verantwoordelikheid is om te loof nou reeds iets van die vreugde uit te leef wat vir ons voorlê, nou reeds die vrede te hê van iemand wat weet waar hy uiteindelik gaan wees, nou reeds 'n lewe van toewyding en diens aan die Here. Toewyding en diens. Dit sien ons in die hemel. Dit moet nou reeds deel van jou lewe wees. Die probleem is dat ons so oorweldig word deur ons eie behoeftes en emosies en kwessies dat dit ons verhoed dat ons God voluit dien. In die hemel gaan dit nie wees.
Daar gaan ons om onbeperk dien. Kom ons vat saam. In 'n wêreld waar mense wonder, hoe gaan die hemel wees? Gaan hy nie sommige van sy kinders daar 'n bietjie spaar van die verdrukking nie? Dis die antwoord, Johannes 16 vers 33, waar die Here Jesus sê, in hierdie wêreld sal julle verdrukking hê. Dis nou reeds daar. Dis wat die Here Jesus reeds gesê. En dan sê hy, maar hou goeie moed, ek het die wêreld reeds oorwin. So hou goeie moed. Wanneer jy die aanslag ervaar in jou eie geloofslewe. Ons het gesien dat dit die Here Jesus is wat ons reinig, volkome reinig. Nou reeds as ons om vergifnis vra, en eendag gaan ons in 'n wêreld leef saam met hom waar daar geen sonde is nie. En dan uiteindelik, hierdie loflied en vreugde is nou reeds deel van ons lewens. Ek het so geglimlag toe iemand in hierdie week vir my sê, Dominee, my herinner daaraan. Jy sê, 'n mens kan nie dankbaarheid en depressie op dieselfde tyd hê nie. Jy sê, dit lê op 'n spektrum. Jy's ergens tussen die twee. Jy's ook 'n bietjie meer depressief of 'n bietjie meer dankbaar, maar kies maar dankbaarheid, en dis 'n beter plek om te wees. En daar's iets daar waarheid in daarin, maar wat die Bybel net vir ons hier sê is, ons lewe kan nou reeds gevul word met soveel dankbaarheid vir dit wat God vir ons beloof en ons kan vashou aan sy belofte. Ons kan dankbaar wees in alles wat die Here vir ons in sy genade doen en dat ons oop sal wees daarvoor nou reeds te midde van die wêreld van verdrukking om ons. En dat ons in die besonder hulle wat ons medegelowiges sal dra. Maar kyk mooi, hy praat nie van enkele nie, hy praat van die groep. En vandag se tyd is daar mense wat sê, wel, ek het nie 'n kerk nodig om my in die hemel te bring nie. Wel, die verrassing is, die kerk is in die hemel. Almal wat in Jesus glo gaan daar wees, my man. Die kerk is nie, ek sit daar aan een kant in 'n hoekie en kyk op my TV 'n boodskap nie. Die kerk is hier waar ons mekaar in die oë kyk, waar ons mekaar ondersteun en vir mekaar bid, mekaar dra, mekaar help, mekaar bemoedig, mekaar vermaan. Dis kerk van God. Dis mense wat by mekaar leef, saam met mekaar leef, mekaar ondersteun en dra en bou. En ek kan werk. Dis kerk. En dis wat ons op pad is. 'n ontelbare skare van mense wat ook saam met gelowiges wil wees. Jy self probeer oortuig dat jy nie die kerk nodig nie. Ek kan op my eie Here dien. En die hemel is daar nie keuse nie. Jy wil graag saam met die miljoene God dien. Begin nou reeds vandag, want die Here sê in sy woord, moenie julle onderlinge byeenkomste versuim, so sommige die gewoonte het nie. Hoekom wil jy nie by mense wees wat die Here aanbid nie? As hy sê, dis waar jy gaan eindig, hoekom wil jy nie vandag reeds die Here dien by toewyding, saam met hulle wat die Here liefhet? Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, nou dankie vir die wonderlike vooruitsig. Dat ons saam met die engele en die ontelbare skare die baantakke hoog gaan hou en U gaan besing as die een na wie die krag en die heerlikheid en die wysheid en alles behoort. En dat ons die deel van die vreugde gaan wees. Niet omdat ons glo, Here Jesus, dat U God is en U daardie geloof ook in ons harte gee. Die liefde in ons harte uitstort. Help ons om vandag reeds met daardie hoop te leef, met daardie vrede te leef. Help ons, Here, om ook daardie vreugde oor te dra. Hulle wat so vaskyk en hulle stryd teen die verdrukking, teen die dinge wat hulle moedeloos maak en moeg maak en hartseer maak en verskrik. Juis in 'n wêreld vol kommer, Here, troos hierdie boodskap ons. Help ons om die boodskap verder te dra. Ons vra dit in die naam van die Seun Jesus Christus. Amen.